Eugene. Daar's hy, goeiemôre aan almal, goeiemôre aan ons Facebook-kykers. Eerstens vir hulle om verskoning vra vir verlede week. Se video wat sonder klank uit is, ek het heeltemal vergeet om die mic aan te sit, so my fout, absoluut my fout. Jammer daaroor. So kom ons begin met vandag sinne. Eers begin met so 'n bietjie van 'n recap, want ons gaan aan waar ons verlede week opgehou het. Net so 'n bietjie van 'n recap doen oor verlede week. Nou verlede week het ons gepraat oor Dawid wat Goliat wat daar afkom teen die bult. En almal se oë is op Goliat. Almal sien vir Goliat raak. Sy stature, sy 3 meter figuur, sien almal se oë is daar op Goliat gefestig. Soos hy daar afkom en sy skaduwee beklee die kranse, almal se oë is op Goliat. Hulle sien hy 4 meter lange spies met 'n 7 kilogram lem, hulle sien dit. Hulle oë is op Goliat. Hulle sien die armor wat hy aan het, hulle hoor daai bulderende stem en hulle hoor hoe ego het in die vallei op in hulle ore. Almal se oë is op Goliat. Maar niemand sien die slingervel raakie. Niemand sien die slingervel raakie. En ek het vir julle gesê hoe die Here my gesê het, en my kind, dis gebed. Dis gebed. Jy sien, en ons het gepraat van hoe ons baie keer ons Goliat vat en hom op 'n pedestal sit. Ons haal die lamp van die lampstaander af en ons sit vir Goliat daarso. Ons maak hom amper die Here, ons prys sy sterk, ons blaas sy beul. Want ons probleem is so massief groot. En dan gaan ons verder en ons sien hoe Dawid, die klein seentjie van 15, 16 jaar, hoe hy daar by die oorlog aankom, en hoe hy hierdie ding so bekyk, en sê, maar dis onmoontlik. Dis onmoontlik, dit kan nie wees nie. Wie is hierdie onbesnede Filistyn, laat hy 'n bespotting maak van God en die leerowerste en die leerskare van Israel? Wie dink hy is hy? En Dawid stap daai heuwel so af in daai vallei in en hy tel 5 klippies op en hy sit dit in sy herdersakkie. En ek het nog gesê, onthou dit, herdersakkie. Want ons kom terug daarna toe. Hy sit die klippies in die herdersakkie en hy stap Goliat tegemoet en nog steeds lag Goliat vir hom en vra vir hom, maar dink jy ek is 'n hond dat jy met stokke kom? Want almal se oë is op Goliat. Niemand sien die slingervel raak nie. Totdat Dawid daai klip vat en die slingervel sit en tref en Goliat val, toe sien almal die slingervel raak. Toe spring hulle op, hulle doen hy oorlogskreet en hulle jaag en verslaan die Filistyne. Dawid kap Goliat se kop af met Goliat se eie swaard en hy vat die kop Jerusalem toe en hy gaan wys vir hulle, kyk hier, dit is ons getuienis. Dit is wat die Here vir ons gedoen het. Die Here het ons verlos. Hier is die bewys. Maar hy vat Goliat se wapens en hy sit dit daar in sy eie tent neer. Want Dawid het geweet, dis nie die eerste reus nie en dit gaan nie die laaste reus wees nie. Maar daai wapens gaan hom herinner hoe om volgende keer dit beter te doen. En ons het dit deurgevat na hierdie gebedsbord van ons toe, hoe die Here verlede jaar, Junie maand, vir ons opdrag gegee het, julle moet saam bid. En ons het die gebedsbord, die konsep van die movie Aansang Hero gekry het, wat 'n asseblief kant en 'n dankie kant het, hoe ons begin het met 3 kaartjies aan hierdie dankie kant. Maar hoe meer ons veg op ons knieë, hoe meer het die getuienis aan hierdie kant al hoe meer geraak, al hoe meer geraak en al hoe meer geraak. En dis Goliat se kop, want dis almal se getuienis. Nou hier is die vraag,
Dink julle dit was die eerste keer wat Dawid daai slingervel geswaai het, toe hy daar afstap na Goliat toe? Nee, Dawid sê vir Goliat, jy kom na my toe met 'n swaard, ek kom na jou toe in die naam van die Here God, die God van die leerskare van Israel. Ek pas my pa se skape op van kindsbeen af. En wanneer die leeu kom en 'n lammer gryp en hom wegdra, dan jaag ek hom, ek slaan hom plat, gryp hom aan die kaak, slaan hom dood en vat die lam. En die beer dieselfde en die jakkals dieselfde en elke ding wat vir die skape 'n gevaar inhou, dieselfde. Jy sien, Dawid was geoefen in die slingervel. Dawid, hy daai herdersakkie was deel van sy beroep. Daai herdersakkie, Saul sê vir Dawid, Dawid, jy kan nie teen Goliat gaan fight nie. Die man is 'n baasvegter van sy jeug af. Dawid sê, ek is 'n herder van my jeug af, van kindsbeen af. Ek is geoefen in dit wat ek doen. En hy stap Goliat tegemoet. En soos ons gesê het vir mekaar, daai slingervel, wat hy so ingeoefen was is gebed. Hy het geweet, met wat se krag stap hy daar af, Goliat tegemoet. Toe Samuel kom om Dawid te salf as koning, en al die seuns van Isaai kom so verby, eers die eerste 3, die grootstes wat veg in Saul se army, sê Samuel, nee, sê hulle nie, hier moet nog een wees. Hier moet nog een wees, waar is hy? Waar is hy? Besig om die skape op te pas. Jy sien, hy is besig om te oefen. Hy is besig om te oefen, hy is besig om die skape op te pas. En Samuel sê, bring hom. En daar kom staan so 'n 14-jarige klein rooikop seentjie voor hom, en hy salf hom, Here sê, dis hy, salf hom as koning. En dit laat my altyd dink in Johannes 21, daar waar Jesus aan sy disippels verskyn by die see van Tiberius, en dan op die einde, dan sê hy vir Petrus, Petrus, laat my lammers wy. Petrus, pas my skape op. Petrus, laat my skape wy. Jy sien, Petrus moes geoefen word om die kerk te lei, want Jesus het gesê, Petrus, daar in Matteus 16, jy is die rots op wie ek hierdie kerk gaan bou. Dawid was geoefen in dit wat hy doen. Hy was geoefen. Dis ek en jy geoefen. Ek gaan vir julle lees net so 'n paar versies uit die psalms uit, en ek het sommer so 'n random paar psalms gevat van Dawid. Dawid, soos julle weet, hy het baie psalms geskryf. Van die psalms het hy geskryf toe hy 'n skaapwagter was, ander toe hy in die hof van Saul gewerk het, ander toe hy koning was, ander in die oorlog, ander toe hy weggehardloop het vir Absalom. So as verskillende psalms in verskillende tye van Dawid se lewe geskryf. Ek lees gou vir julle. Psalm 3 vers 2 en 4. Here, hoe het my teenstanders vermeerder, maar U, Here, is vir my 'n skild. Psalm 4 vers 2. God, wat my reg handhaaf, antwoord my wanneer ek roep, asseblief. Psalm 5 vers 2, luister tog na my woorde, Here, hoor my versigtinge. Psalm 16 vers 1 en 2, beskerm my, o God, want by U skuil ek. U is my Here, buiten U is daar vir my niks goeds nie. Psalm 18 vers 3 en 7, die Here is my vesting, my bergskuiling, my bevryding. In my benoudheid het ek na die Here bly roep. Psalm 51 vers 3 en 4, wat Dawid geskryf het toe die profeet Nathan by hom gekom het, nadat hy Batseba
gevat het as vrou. Vers 3 en 4, wees my genadig, o God, was my skoon van my sondeskuld. Psalm 55 vers 2, o God, luister na my gebed, verberg U nie vir my nie. Wat hoor julle? Wat hoor julle? Alles is gebed. Alles is gebed. Jy sien, Dawid is 'n man wat weet van gebed. Hy is geoefen in die gebed. As die slingervel gebed is, hy's geoefen in die slingervel. Hy's geoefen in sy herdersakkie. Hy's geoefen om die klip uit te haal, in die slingervel te sit en te gooi en te tref. Want dis wat Dawid gedoen het. Dis wat Dawid gedoen het. Nou kom ons kyk na gou nog so 'n paar van voorbeelde vir ons. Ons kyk na Job. Ons vat Job as 'n voorbeeld. Julle weet, Satan kom by die Here en sê, ja, Job is net geregtig, omdat hy dit so goed gaan met hom. En die Here sê, maak met Job net wat jy wil, mag hom net nie doodmaak nie. Hy verloor alles. Hy sit met seer op sy lyf. En hy sit op die ashoop en die as met as oor sy kop gegooi, sit hy en treur. Maar hy vervloek nie die Here nie. En dan kom sy vrou, sy 3 vriende, Elias, Bildad en Sofar, kom daar by hom aan en sê, vervloek die Here, man, kyk wat het hy met jou gemaak, hoekom laat hy dit oor jou kom? Sê Job, nee, ons moet die slegte saam met die goeie vat wat uit God se hand kom. En dan gaan ons so deur Job. Job sê nie net goeie goed nie, Job sê lelike goed ook. Hy sê, mag hy dag wat my ma gehoor het, jy het gaan 'n seun baar, of jy het 'n seun gebaar, eerder nie gebeur het nie. Jy sien maar, en dan op die einde, dan kom die God en dan sê hy vir Job se 3 vriende, dan sê hy, julle beter by Job uitkom, laat hy vir julle bid voor ek julle verdelg. En dan gaan hulle, Job sit nog steeds daar op die ashoop, hy's nog steeds met sere, hy's nog steeds op die ashoop, hy het nog steeds niks. Maar hulle gaan en Job bid vir hulle, en hulle almal word genees. Wat was die verskil? Wat was die verskil? Hoekom nie Job ook verdelg nie? Jy sien, want Job het alles wat hy gesê het, vir God gesê. Hy het met hom aanhou praat. Job 13 vers 3, dan lees ons, maar ek, met die Almagtige wil ek praat. So, maak die saakie, as hulle kom betoog by Job, dan antwoord Job hulle, maar hy praat met God. Heeltyd hou hy aan met praat met die Here. Ons dink aan Hanna in 1 Samuel 1. Wat fees in en fees uit, jaar in en jaar uit, in die tempel gaan bid en by die Here smeek, Here, ek is onvrugbaar, ek wil 'n kind hê. En op die ou einde dan gee die Here vir Hanna wat sy gevra het en Samuel word gebore. En dan wil ek julle vat na 'n gedeelte toe, daar in 1 Kronieke 4, die gedeelte van Jabes. Nou, hierdie gedeelte van die boek Kronieke is 'n gedeelte van geslagsregisters. 1 Kronieke 4, so opskrif is die nageslag van Juda, en hy begin so vers 1. Juda se seun was Peres, Gesron, Karmi, Gur en Sobal, en so gaan dit aan. En dan ewe skielik, in die middel van hierdie geslagsregister, is daar 'n breuk. Gebeur daar iets, en die skrif verduidelik vir ons van 'n persoon. Sy naam is Jabes, en ek lees vir ons vers 9 en 10. 2 verse. Jabes is hoër geag as sy broers. Sy moeder het hom die naam Jabes gegee en gesê, dit is omdat ek hom met smarte in die wêreld gebring het. Jabes het die God van Israel aangeroep, as U my tog maar net sal seën. My grondgebied sal vergroot,
En as u hand by my sal wees, weerhou onheil van my, sodat ek nie smarte ervaar nie. God het toelaat gebeur wat hy gevra het. Jy sien, so 'n paar jaar terug, hele paar jaar terug, skryf Bruce Wilkinson 'n boekie, Jabes se gebed. En alles gaan oor wat Jabes gebid het en dat hy gebid het, Jabes se naam, soos julle daar hoor, beteken smarte, met smarte in die wêreld ingekom. Hy het eintlik 'n lelike naam. 'n Naam wat hom 'n label gee van smarte. En Bruce Wilkinson het hierdie gebed gevat, en julle het seker al almal sulke preke ook gehoor, wat Jabes se gebed gevat het, en amper 'n magiese ding daarvan gemaak het. So moet jy bid, jy moet so bid, en dan gaan dit met jou gebeur, soos wat die Here met Jabes laat gebeur het. En ek stem glad nie saam met die hele idee van daai lering nie, want dit is nie waaroor dit gaan nie. Hulle mis die punt. Dit gaan nie oor wat Jabes gebid het nie. Dit gaan hier oor, Jabes het die God van Israel aangeroep. Dis waaroor dit gaan. God het toelaat gebeur wat hy gevra het. Nou die van julle wat die advertensiekie of die uitnodiging van vandag nou gesien het op WhatsApp en Facebook en so aan, so gesien het, die opskrif is, wat as God ja sê? Nou dis my vraag aan julle vandag, wat as God ja sê? Nou wat bedoel jy nou, Andrei? Net wat ek sê, wat as God vir jou ja sê? Wat as God vir jou ja sê en hy sê, Pieter, Sunny, Koos, Jan, ja, ek sal vir jou alles gee wat jy die afgelope week van my gevra het. Hoe gaan jou wêreld anders lyk? Hoe gaan jou wêreld anders lyk as die Here vir jou sê, ja, ek sal vir jou alles gee wat jy die afgelope week van my gevra het? Hoe gaan jou wêreld anders lyk? Hoe gaan jou gemeenskap anders lyk? Hoe gaan in die land anders lyk? Hoe gaan jou familie en vriende anders lyk? Hoe gaan ongeregtigheid, armoede en siekte anders lyk? En as dit jou nou tref soos 'n bak koue water, dan moet jy nou dink, nou waaroor bid jy? Waaroor bid ek en jy? Wat vat ons na die Here toe? Wat vat ons na die Here toe? Julle gou vat daar na Matteus 15 vanaf vers 21. Die eerste stukkie van die Kanaanitiese vrou. Ek lees vir ons. Jesus het daarna vertrek en na die streke van Tyrus en Sidon gegaan. En skielik het 'n Kanaanitiese vrou uit daardie omgewing vorentoe gekom en hard uitgeroep: Ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter word geweldig getuister deur 'n demoon. Hy het haar egter glad nie geantwoord nie. Sy disippels het nader gekom en vir hom gesê: Here, stuur haar weg. Sy hou aan, skree agter ons aan. Hy het geantwoord en vir haar gesê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Sy het egter nader gekom en voor hom neergeval en gesê: Here, help my. Hy het geantwoord: Dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie. Maar sy het gesê: Here, en tog eet die hondjies van die krummels wat van die eienaar se tafel afval. Toe het Jesus vir haar geantwoord: O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê.
Wat as die Here ja sê? Jy sien die storie van hierdie vrou is 'n heidense vrou, is 'n Kanaanitiese vrou. Sy sê Israelitie, maar sy kom en sy roep en sy sê, Here, eerstens erken sy hom, Here, seun van Dawid, wees my genadig. Genees my dogter asseblief. En sy hou aan, en sy hou aan, en sy hou aan, en sy hou aan, met roep en sy hou aan. En die disippels sê, stuur haar weg, sy bly nou rasie om ons. En dan sê Jesus vir hom, maar vrou, dis nog die hele tyd nie. Ek is gestuur om nou eers die kerk te plant. Ek is nou hier vir die verlore skape van Israel. Dis nog nie die heidenisse tyd nie. Daar in Handelinge 1 vers 8, dan is dit, gaan, nie net hier Judea nie, Samaria nie, maar tot aan die uithoeke van die wêreld, dan is dit die heidenisse tyd ook. Sy sê nee. Sy sê nee, en sy hou aan, en sy hou aan, en sy hou aan, Here, asseblief, help my. En dan sê die Here vir haar, laat dit met jou wees soos jy wil hê. Jy sien, sy oefen, sy's ingeoefen, sy doen dit oor en oor en oor en oor en oor en oor soos Hanna, en sy hou nie op nie. Gou vir julle vat nie volgende in Matteus 20. Die genesing van 2 blindes. Toe hulle uit Jerigo uitgaan het, 'n groot skare hom gevolg. En kyk, daar was 2 blindes langs die pad gesit. En toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, het hulle begin uitroep, ontferm U oor ons, Here, seun van Dawid. Die skare het hulle berusp dat hulle moet stil bly, maar hulle het nog harder uitgeroep, ontferm U oor ons, Here, seun van Dawid. Toe gaan staan Jesus, roep hulle en vra, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hulle het hom geantwoord, Here, dat ons oë geopen mag word. En Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak en hulle kon onmiddellik sien en het hom gevolg. Die mense sê, bly stil, sit stil man, waar jy moenie die meester pla nie. Hulle sê nee, dis ons enigste hoop. As ek nie aanhou roep nie, as ek nie aanhou bid nie, as ek nie aanhou op my knie veg nie, wat is oor vir my? En hulle hou aan tot die Here gaan stil staan en vir hulle sê, ja, laat dit met julle wees soos julle wil hê. En hulle kan sien. My vraag is weer, wat as die Here vir jou ja sê? Hoe gaan jou lewe anders lyk? Wat as hy vir jou sê, die laaste week se gebede, verhoor ek alles vir jou? Hoe gaan dit anders lyk? Laaste gedeelte wil ek julle gou vat. 2 Kronieke 20. Die storie van koning Josafat. Vers 1, 'n tyd daarna het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle die Meuniete teen Josafat opgetrek en die stad beleer. Dan vers 3, Josafat was bang en hy was vasbeslote om die Here te raadpleeg. En hy het 'n vasdag uitgeroep vir die hele volk. Jy sien Josafat, hy sien Goliat, hy sien die grootte van hierdie man, hy sien die spies, hy sien die swaard, hy sien sy stem, hy hoor dit alles, hy sien hoe sy skaduwee die kraanse inkleur, hy sien dit alles. Hy sê, ek is bang, ek gaan die Here raadpleeg. En hy gaan en hy roep 'n vasdag uit en hulle raadpleeg die Here, die hele volk bid saam. En dan kom hulle in 'n vergadering na die tyd bymekaar en een van die Levitiese priesters, Asaf,
In die vergadering kom die Gees oor hom en hy spreek en hy sê, luister mooi die hele Juda, inwoners van Israel en u ook koning Josafat, so sê die Here vir julle, julle moenie bang wees of julle laat afskrik deur hierdie groot menigte nie, want dit is nie julle geveg nie, maar God se. Neem stelling in, staan en aanskou die verlossing deur die Here wat hy vir julle sal gee. Jy sien, hy sê vir die Israeliete, neem, staan in die gevegslinies, kom staan, neem stelling in, en kyk vir Goliat, kyk vir hom in die oë, kyk vir hierdie menigte, sien hulle raak, en dan weet julle in julle hart, dis julle geveggie, en dan aanskou julle die verlossing, wat ek vir julle gaan gee. Wat is die Here ja sê? Bring my terug by die bord. Verlede jaar, Junie, gee die Here vir ons hierdie bord. En hy sê, woensdag aande met die gemeente by mekaar kom en ons moet kom bid. Die eerste rukkie was hier so 18 mense, partykeer net so oor die 20. Party aande staan ek hier so moedeloos, dan is hier net 4. Maar ons bid van Junie af, en kyk die verskil, kyk die getuienis. Alles aan hierdie kant en nie asseblief kan ons niks aan doen. Zero. Niemand van ons kan enige iets doen aan dit nie. Niks. Dis nie ons feit nie. Jy sien, maar woensdag aand na woensdag aand raak ons geoefen om te bid. En ons oefen, en ons kyk Goliat in sy oë, maar ons oefen, en ons oefen. Want soos ons elke Goliat val, so weet ons, daar gaan net weer ene kom. Maar ons leer en ons is so goed geoefen in dit wat ons doen, dat dit maak nie meer saak nie, dit skrik ons nie af nie. Ons weet, ons sit hom aan hy kant, en wanneer dit die Here se tyd is, en wanneer dit sy wil is, dan vat hy ding en hy maak dit ons getuienis, en ons vat die kaartjie, en ons sit hom aan hierdie kant, en ons sê elke woensdag aan dankie. Jy sien, dis die ding wat Dawid, wat hulle nie geweet het, of besef het van Dawid nie. Dawid was nie net 'n jong seentjie met 'n herdersakkie nie. Hy was nie net, almal het gekyk na Goliat, en met hierdie, hy is 'n kruigsman van sy jeug af. Jy sien, Dawid is geoefen in dit wat hy doen, van so groot wat hy die skape oppas. Maar dit is wat dit vat, om goed te raak in enige iets, dit vat oefening. Dit vat oefening. Maar ons is so geneig om te bid, 2 dae, 3 dae, en ons stop. Ag, dis seker dan nou man nie, die Here se wil nie, kom ons los dit daar. Wat as die Here vir jou ja sê? Hoe gaan jou lewe anders lyk? Hoe gaan die mense om jou anders lyk? Hoe gaan jou gemeenskap anders lyk? Hoe gaan jou familie anders lyk? So wat bid jy? Wat bid ons? Die teks wat ons wat die Here vir ons gegee het, wat ons hierdie hele ding is mee, hierdie gebedsaand mee afgeskop het, was Filippense 4 vers 6 wat sê, moet oor niks bekommer wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En verlede week het ek vir julle gesê, in die opsomming daaroor, van daai verses, worry oor niks, bid oor alles. Dis hoe eenvoudig dit is. Worry oor niks, bid oor alles. Maar jy moet geoefen wees daarin. Want die dag as jy, as Goliat teen jou opstaan en jy is geoefen en jy vat die klip en jy sit hom in die slingervel en hy val uit en jy buk en jy tel hom weer op en sit hom in die slingervel en jy swaai en hy gaan daai kant toe en jy is geoefen in wat jy doen nie.
Dis die dag wat die brandpyle op jou neerval en jy in mekaar voel of jy in mekaar verkrimp. En die opdrag is eenvoudig. Worry oor niks, bid oor alles. 1 Petrus 3 vers 12, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy oor is oop vir hulle gebede. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet dit na hom toe bring en ons moet geoefen wees daarin, sodat wanneer die storm kom, moet ons geoefen wees. Ek dink elke seevader, elke seeman gaan vir jou seker dieselfde sê, daai eerste storm het ek gedink ek gaan dood. Maar so raak hulle al hoe beter getrein, die soldaat dieselfde, daai eerste skermutseling wat die skote klap, dan voel dit hulle wil seker wegkruip. Maar hulle raak so geoefen daarin. In die army en in die weermag en die polisie en in die Navy SEALs, ek het lang terug 'n preek gedoen oor die Navy SEALs. Hulle oefen 'n routine oor en oor en oor en oor en oor, 6 manne teams. En hulle oefen hom oor en oor en oor en oor. Dat die ek wat hier is, hoef nie te kyk waar is die ene nie, ek weet waar is hy. Ek hoef nie te kyk waar is die ene nie, ek weet waar is hy. Ek weet wat doen hy, ek weet wat ek kan cover hy. Want ons is geoefen daarin. En dan, voordat die eerste skote klap, en die jong oukie is by hulle, dan sê hulle net vir hom, trust your training. Trust your training. Trust your training. Ons moet geoefen wees in gebed, en as ons nie geoefen is in gebed nie, dan gaan Goliat jou plat klap. En jy gaan nie weet wat om daar omtrent te doen nie. Jy gaan nie weet nie. Woensdaande, 6:30 tot 7:30, bid ons saam as gemeente. Amen. Here, my God, dankie vir hierdie amazing wapen wat U ons gegee het van gebed. Dankie Here dat ons kan leer by Dawid in elke psalm, Here bid hy. In elke psalm wat hy skryf, roep hy aan. Here, hy sê, Here, ek was verkeerd, vergewe my. Hy sê, Here, ek sien dan nou nog vyande. Here, waar kom hulle vandaan? Help my. Hy sê, Here, dankie dat ek hy een kon verslaan. Dankie dat U my die krag gegee het. En sy hele lewe lê hy uit voor U, Here. Want Dawid was geoefen in gebed. Dawid was geoefen in die slingervel. En Here, U roep ons op tot gebed, nie vir dowe neute nie, laat ons 'n mooi bord vol klere hier voor in die kerk kan hê nie. Nee Here, dit is laat ons geoefen kan wees, laat ons hy reus in die oë kan kyk, laat ons in die gevegslinies kan kom staan, en die oorwinning aanskou wat U vir ons gee. Want Here, op ons knieë sal ons veg en op ons knieë gaan ons oorwin. En dis die enigste manier wat ons ken, Here. Soos ek nou gesê het, alles aan hy asseblief kant, Here. Niks daarvan kan ons enige iets aan verander. Ons het nie die geld om hierdie dakke oor te doen nie. Ons het nie die geld om hierdie geboue oor te verf nou nie. Here, finansies is in U hand. Al die geld in die wêreld behoort aan U, Here. Ons bid vir ons finansies, maar Here, ons bid vir die God aan wie dit behoort. U sê in die woord, jy kan nie Mammon en God dien nie. Jy kan nie twee gode dien nie. Here, en Mammon is nie ons basie. Daai finansies is nie ons basie. U, Here, is ons God. En U is in beheer van ons finansies. Here, en so elke liewe ding daarso. Die reën,
Die back and close hier op die boer, hoe die boere so swaar kry, Here. Ons bid vir hulle. Here, ons bid vir ons siekes, ons bid vir ons gemeenskap, Here. Ons gemeenskap gaan gebukkend kry swaar, Here, onder drugs, onder misdaad, onder werkloosheid. Here, ons bid vir ons families, Here. Ons bid vir ons siekes. My Here, daar is so baie meer wat ons het om voor dankie te sê. Here, dankie vir elke getuienis wat U vir ons gegee het. Dankie, Here, dat ons groei sien. Dankie dat ons nog elke maand genoeg geld het om alles te kan doen wat ons moet doen. Here, dankie dat die dak nie meer lek nie, al het ons net die gate gepatch. Here, dankie. Dankie dat ons trokkie reg is. Dankie, Here, vir iemand wat die kombi 'n nuwe steeringrek ingesit het. Dankie, Here, vir al die kos wat U stuur wat ons kan uitdeel en al die klere wat ons as gemeente kan uitdeel. Dankie, Here, vir al die seëninge wat U oor ons uitgiet. Dankie, Here, vir Rodney wat na 5 maande uit ICU uit is en nou by Aurora is. Wat ons voor gebid het, Here. Dankie vir oom Paulus wat by Aurora is en aansterk. Here, U is so amazing goed vir ons. En Here, ons het eintlik niks om oor te kla nie. Ja, ons het behoeftes. Ons het behoeftes. Maar Here, al wat ons kan doen is, ons kan daai behoeftes voor U bring. En wanneer dit U wil is en U tyd is, dan sal U dit uitsorteer, soos met hierdie projekter. 2 maande het ons gewag, maar U het vir ons 'n nuwe een gegee. En ons eer U daarvoor, Here. Here, hou ons geoefen in dit wat ons moet doen, en al wat ons moet doen, Here, is gebed. Here, want dis die enigste manier hoe ons die oorhand oor hierdie vyand kan kry, is om te bid by U, en U te vertrou vir die oorwinning. Dankie, Here. Here, ons sing hy lied, I speak the name of Jesus. Here, en ons spreek die naam van Jesus Christus, Here, oor hierdie gemeente. Here, oor ons families, oor siekte, oor depression, anxiety. Here, ons spreek die naam van Jesus Christus. Here, en dan het ons nou gesing, ons sal uithou, aanhou. Op ons knieë sal ons veg, en op ons knieë sal ons oorwin. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Asai, kom ons staan.